geen storms meer, geen skamheid, Here. U sê vrede vir julle, my vrede bly in jou, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle nou, met hande vol genade, met oë vol liefde. U asem vul ons longe, U gees leef binne my. U asem raak ons aan, ons voel U naby. Elke droë siel word vars en vry. Ontvang die Heilige Gees. U stem kom neer. Die vrees val af, ons harte word vuur. U sê vrede vir julle, my vrede bly in jou, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle nou, met hande vol genade, met oë vol liefde. U asem vul ons longe, U gees leef binne my. Stuur my na die wonder, stuur my na die naam. Laat die sagte vrede in my lewe baan. Stuur my na die stille, stuur my na die klein, waar U asem waai, sal dood weer lewe kry. U sê vrede vir julle, my vrede bly in jou, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle nou, met hande vol genade, met oë vol liefde. U asem vul ons longe, U gees leef binne my. Wow. Dis awesome. Is dit nie? Kom ons gee die Here eer. Regtig. Yes, Lord. Dankie julle tweetjies. Hier julle hoor. Amen. Amen. Die interessantheid van vandag se onderwerp. En ek gaan nooit volgens wat ek hoor en wat ek ervaar en ek vra die Here, wat het U mense nodig om te hoor? En dan sê hy vir my, en ek vra van Woensdag af, so stil, Donderdag aand, toe maak die Here my wakker. Nou kan ek nie sê of dit 'n droom was of wat nie. En hy sê die mense moet meer omgee. En ek skrik wakker, omgee. Maar nou wil ek nie die ander gedeelte sê wat ek gehoor het nie. Dit los ek vir nou. Want omgee is een van die dinge wat ons niks van weet nie. En ek is eerlik as ek sê. Ek ervaar in my eie lewe, goed wat ek sien,
dinge wat ek hoor, dit wat ek weet, is daar baie min mense wat regtig kan sê, hulle is omgee mense. Here, dankie vir hierdie woord wat nou uitgaan. Vader, dat dit tot elke hart sal kom. Here, maak die aarde vrugbaar, sodat dit saad sal skiet en sal groei, en dat hierdie woord nooit sal terugkeer nie. Leeg ook nie, Here. En ons loof en ons prys u wonderlike naam daarvoor. Kom ons blaai na Kolossense 3 toe. As julle daar is, dan sê julle Amen. Dan sê Colossense, what do you call it, Paul? You tell me. 3 from verse 12. En prys die Here, ek lees sonder my brille ook vanaand. Is julle reg? Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid en lankmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar, as die een teen die ander 'n klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon, in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofgesange en geestelike liedere, en sing in julle harte met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van Here Jesus, en dank God die Vader deur hom. En nou gaan julle vir my sê, maar dit maak nou nie vir my sin. Het julle geweet dat omgee en liefde loop hand in hand? As jy nie liefde het nie, dan kan jy nie omgee nie. En dit geld ook vir respek. As jy nie respek het vir iemand nie, het jy nie daai persoon lief nie. Maar waaroor ek gaan is omgee en liefde. Ja, ons almal kan sê hulle wys liefde. Ons almal kan daarvan praat en ons is almal lief vir mekaar. Maar wanneer dit kom dat 'n mens dit moet begin bewys. Want die mond kan baie praat. Maar hier in jou hart, nou ek sê baie kere, as ek met iemand praat, ek luister nie na sy woorde nie. Ek luister na sy hart se woorde. Want daar hoor jy die waarheid, want ons is almal voorgee mense. En ek begin by myself. Ek gee partykeer voor ek is happy, maar eintlik is ek nie. Of ek is partykeer sommer net af en dan dink ek, hoekom is ek af nou eintlik? Want ek is eintlik maar happy. Dit is maar soos wat ek my emosies rondjaag. Want as ek hulle nie rondjaag nie, gaan hulle my nooit wakker hou nie. So het ons die omgee ding wat die Here in ons harte geplant het. En ek wil nou eerlik vir julle sê, die Here se woorde kom lê in my hart. Gemeente, almal van ons, ek weet nie hoeveel gemeentelede is ons regtig nie. Daar's 5 mense wat opreg is. 5 mense wat omgee harte het. En nou kan julle met my stry, dis nie wat ek sê nie, dis wat God vir my gesê het. 5, en ek word wakker en ek sien maar my hand is in die lug met 5 en ek raak hartseer. Ek raak regtig hartseer. Want veronderstel ons is 'n gemeente van 50 en die Here sien net 5 se harte wat opreg is. Die ander weet ek nie, dalk is jy 'n voorgee persoon, dalk is jy iemand wat nie eens daarvan hou om om te gee nie, dalk is jy nie eens meer lief vir jouself nie, want onthou, jy moet vir jouself kan lief wees, voordat jy vir ander mense kan lief wees. En dan wanneer jou vertikale verhouding, jou horisontale verhouding regloop, dan sal jou horisontale, jou vertikale verhouding met God ook regloop. So wat moet ons doen? Ons moet oefen hierso. Nou het ek al baie keer gesien, jy weet, as
iemand iets gedoen het, hy is nie veronderstel om vir iemand te sê nie. Want het gaan nie oor jou nie. Het gaan nie oor wat jy gedoen het nie. Jy weet, ek het nou maar weer aan mense nou dit gedoen en dan, weet jy wat, ek het nou maar gevoel dat ek vir hulle ietsie vat om te eet, want hulle het nou vanaand niks gehad om te eet nie. En dan weet jy, nee, dan kom die hooghartigheid in jou hart op. En jy begin hoogmoedig raak oor wat jy doen en nie wat God doen nie. Al het God vir jou gesê, gaan help vir oom Kobus, gaan help vir Matissie, gaan help die ene, gaan help daai ene. En jy kom en jy blakker alles uit en jy vertel vir almal wat jy wil gesien word, dan het jy regtig jou loon verloor. Dan het dit wat jy gedoen het, niks beteken. Nou sê ek, wanneer ek iets doen, dan sê ek excited. Ek was excited, van gister af. En ek moes dit met iemand deel en ek dink toe, regtig. Ek weet nie waar sy nie, maar ek gaan nou vir haar vertel wat ek ervaar in my hart. Nee. Ja, en ek sê, weet jy wat, die Here het met my gepraat, maar ek kan nou ongelukkig nie vir jou sê waaroor nie, maar weet jy wat, ek het 'n vers gekry. Ja, en die vers hou ek vir laaste, want dis die lekkerste. So die vers het ek gekry en sy sê vir my, kyk wat het ek gekry. Iets heeltemal anderster as wat ek regtig my subject van het, né? Dieselfde vers. Ek sê, prys die Here. Daar is die eerste bevestiging, nee? 15 minute later, hier kom die tweede bevestiging. Iets heeltemal anderster daarop. Dieselfde vers. Ek sê, Here, jy is goed, want die woord sê, daar sal 3 getuienisse wees, en dan sal ek weet, dat U die waarheid gepraat het, dat dit regtig is U wat met my gepraat het, en dat ek nie uit myself praat nie. En so dink ek nou, wie gaan dit nou wees? Gaan iemand my bel? Of gaan iemand vir my sê, weet jy, daar is jou vers. Nee, dit gebeur toe weer. Kyk hier. Dan gooi ek uit dieselfde vers. En ek sê, prys die Here. Dan het ek reg gehoor. In hierdie gemeente is daar regtig nie baie omgee mense nie. En ek trap dalk nou op tone, maar dit is nie ek nie. Ek is net gehoorsaam aan wat die woord vir my sê. En as ek dit nie doen nie, met 3 bevestigings, en ek doen dit nog steeds nie, is ek die wat gaan gepunish word. Nie die persone wat dit doen nie. Ek is die ene wat ongehoorsaam was aan die woord. Maar so sit ek en my man lief en ons praat oor hierdie plot ding van ons, en ons het 'n tent gekry en ons maak planne om hierdie ding nou op te slaan, een daai kant toe en een daai kant toe, dat ons nou net, want dit is 'n groot tent, amper so iemand ons aan bly. En dan kom daar iemand en sê, hoor jy Norman, ons is môremiddag dans, gaan jy kom help. Prys die Here, dan gaan ek alles al insit. Glory, al is dit net nog 'n tent, dis 'n groter ene en ek kan meer daar insit. Dan kom my persoon nie. Beloftes maak skuld. Dan dink ek, waar is die omgee mense? Dan sê ek, nee maar my lief, weet jy wat nou, ons maak die een tou aan die windpomp vas en ons trek jy aan die kant, die kant toe en so praat ek en jy. Ek sê, weet jy wat? Ek ken nie omgee mense nie. Eerlik, ek ken nie omgee mense nie. Mense wat regtig kan uitreik oor, sonder om dit uit te blaker en vir almal te vertel. Daai mense wat stil in hulle harte is, daai mense wat goed doen, nie om gesien te word nie, nie om gehoor te word nie, maar om ervaar te word. Want liefde kan jy uitdeel en jy kan daaroor praat, maar dit wat liefde in jou hart, die ervaring wat jy kry, is groter. En die omgee ding het vir my onderste bo geslaan. Regtig onderste bo. Nou weet ek, kyk, baie kere dan dink ek nou, en ek het so 'n klein verrassingkie vir hier en daar van julle, wat die Here my gewys het, né? Ek praat nie uit my duim uit vanaand nie. En ek dink toe, maar ons gaan na daai ouer huis toe, en ons gaan praat met daai mense, en my hart gaan uit vir hulle. Nou is daar 'n probleem, waar gaan hulle heen? Ek wens ek het 'n plek gehad, wat mense kan sê, hoorie, kom julle bly net hier so. Dat is nie daai bekommernis van, waar jy nou, wat nou, uit in 'n lewe uit kan haal. Want daar gebeur baie sulke dinge, baie mense kom na ons toe, en dan sê hulle vir ons, hoorie, as ons maar net 'n plek gehad het, weet jy wat, daar is die grond, ons het 'n groot stuk grond, ons het nou net nie krag nie, maar
Jy kan vir jou solar of jy kan begin 'n kersie kry. Ek meen, kersies werk ook. Opsit kersie. Dit kan oral werk. Amen. Maar daar's nie krag nie. So jy moet jouself voorsien. En as die mense dit hoor. Nee. Ja. Mense soek luxury. Mense soek luxury. Hulle soek daai ding van hulle sit reg knoppie aan en dan gaan die krag aan. Dis juist, ek het gedink ons moet vanaand in die donker. Ek sal in die donker gepreek het. Ek het nie nodig om te lees nie, my liggie, my foon se liggie sal opgewerk het. Maar nie die idee is van ons is in ons gemaksone. Ons is gewoon, goed gebeur vir ons. Daar's niks wat ons uit ons harte uit doen om ander mense gelukkig te maak nie. Nou baie kere wat ek sê, en ek sal nie sê ek is een van die omgee mense nie, want ek myself het bekommerd geraak. Here wys vir my, as daar iets is wat ek moet byvoeg, iets wat u voel ek moet doen, asseblief praat met my. Ek wil nie daai persoon wees wat u wil wegstoot nie. Net omdat ek nie 'n omgee hart het nie. En die opregtheid is iets wat saak maak. En dan dink ek so, weet jy, nou dink ek aan hierdie mense by die ouer huis. En ek sê van hom, ons moet 'n plan maak. Ons kan daar plek begin of maar dit is nie ons eie grond nie. So die Here moet 'n mens lig en lei. Waarheen? Wat nou? En om nou almal te vertel, hallo julle, hoor hierso, ek is gereed te gaan almal help wat gehelp word. Nee, die Here gaan my nie seën nie. As jy vooraf daai beplanning doen en elke persoon wat daar by die deur inkom, en kyk ek hulle gesigte, want ek lees hulle harte. Nou, oom Kobus is iemand op altyd pik, want ek sien hom eerste, hy en Joey. Oom, is alles oké? Nee, alles is nie oké nie. Oom, moenie worry nie. Ek gee net 'n woord. Dis nie te sê ek moet altyd net bid nie. Jy weet, die Here sê vir jou, nou moet jy bid. Nou moet jy dit sê. En dan sê ek, Here, nou weet ek nie wat om vir die oom te sê nie, maar ek moet hom laat beter voel. En dan gebeur dit. En dan lag daai oom weer. En so kry ek mense op my pad, wat ek regtig, wat hartsmense word. Want ek dink enige persoon wat met my in kontak kom, is my hartsmens. Dan praat ek nou van Natalia, dit is nou 'n jong dame, nee, wat Engels sprekend is, maar sy praat met my Afrikaans op die foon. Sy skryf hom en sy spreek dit maar. En dan sy sê my tannie, kan ek maar vertel wat het by die skool gebeur, waaroor jy bang was? Kyk, sy sê vir my tannie, ek is baie bang. Daar in die skool, ek gaan nie die skool se naam sê nie, ja. Kyk. In die skool is daar kinders wat nou begin selfmoord pleeg. Maar het lyk my dit is vir hulle lekker. Iets van daai aard. En dadelik sê die Here, hier moet ek vir haar, ek gee om vir haar. So ek gaan vir haar 'n woord gee wat haar laat beter voel. En ek sê vir haar, weet jy wat, kom ons bid, kom ons bestraf daai selfmoordgees. En weet jy wat, jy is beskermd onder die bloed van Jesus. Niks sal teen jou aankom nie. Maak nie saak wat nie, jy's beskerm. Hy sorg vir jou, hy's heeltyd by jou. Yes. En dis al. Dis al. Daai paar woordjies, daai paar sinnetjies, dink ek het haar hele dag verander. Amen. En so kan ek afgaan op 'n lys en ek wil dit nie doen nie. Ek wil regtig hê die mense moet eerder konsentreer op wat ek vir hulle sê oor omgee. 'n Mens dink as jy omgee, moet jy eers geld hê. Nou ek kan eerlikwaar sê, nou ek het nie geld nie, regtig nie, klein geld. Ook nie klein geld nie. Ja nee, ek is skatryk, maar my geld is daarbo, dit is nog nie by my nie. Maar ek is skatryk, ja. Dis vasbelê, ja. Ek gaan dit daar kry. So nou dink ek, as ek nou moet geld gehad het, wat sou ek gedoen het? Regtig, sou ek weggegee het. Want wat doen geld aan 'n mens? Hy verander jou lewe. Mense wat wil omgee, dink, oké, ek het nie geld nie. Ag, ja. En as jy beplanning doen om eers geld te kry en dan iemand te wil laat omgee, dan gaan nie vlieg nie. Ek hoor wat ek vir julle sê, dit is soos 'n vakansie. Moenie beplan en sê ek het nie geld daarvoor nie. Jy moet begin spaar, jy moet begin werk daaraan. Beplan dit en kom van 'n lang pad af. Maar moenie sê ek het nie geld nie, want jy gaan geld kry wanneer jy gaan vakansie hou, dan gaan jy geld hê. Dit gaan nie gebeur nie. Baie mense sê, ons sal trou.
as ons geld het. Regtig julle? Is dit dan ons so belangrik is, geld vir ander mense lewe? Ek wil nie geld hê nie, ek wil nie eens ryk wees nie. Ek wil net daar waar die Here my nodig het, daar waar ek vir jou kan omgee, daar waar ek vir jou 'n woord kan gee. Dit kos my niks. En ek het die Pa daarbo wat vir my alles sê. Hy gee alles vir my. En hy gaan ook sien as ek nie opreg is nie. En as ek opreg is, en ek doen presies wat hy sê, ek is gehoorsaam soos wat ek gesê het, ek sal wees vanaand, dan moet ek weet my beloning is groot. Halleluja. Want die Here is nie iemand wat jok nie. Sy woord sê, as ons hier op die aarde uitdeel, oom, en ons gee vir die barmhartiges, niemand hoef dit te sien nie, maar hy gaan vir jou seën. Halleluja. Oom, hy gaan vir jou seën. Regtig, hoor wat ek sê. Ek sê nie net vir die oom wat ek kom pikkie, ek is eintlik baie lief vir hom. Maar vir elke ene wat hierso sit, kan iemand nou vir my sê, is daar nou vandag, ons praat nou van vandag, is daar iemand wat jy vir hom gegee het vandag? Iemand wat jy gestig het of iets gesê het, bemoedig het, enige iemand. Niemand steek hande op nie. Want laat my dink, dit wat die Here gesê het, is regtig so. Dit wat hy vir my gewys het, toe ek wakker word en my hand is in die lug. 5 mense. Julle, dis hartseer. Dis regtig hartseer om te kan dink, ek kan nie alles vir almal doen nie. En ek wens ek kon. Nou sê ek mos nou, as nou die mense is op transport, die bid vir hulle vir vervoer, dat hulle eie voertuie kry. Sodat hulle by die kerk kan kom, het hulle nie nodig het om altyd te vra nie. Ek myself, is ek like om te lou, want ek like om hom te kartasa, ek love hom. So nou, wil ek vir jou sê, waar kom die omgee gedeelte? As ek, nee, van die kitta. Nou, sit ek en klim ek in die kar in, en dadelik gee ek om vir Piet, want ek sien sy gesig is partykeer down, ag, hy's moeg, hy het nie 'n lekker dag gehad. Dan begin ek 'n babel uitpak, nee, ete julle, ek praat 'n klomp strooi. Net dat as hy lag, as ek tevrede, dan los ek hom. Want dis al wat ek wil hê, hy moet net lag. Mense moet net lag wat vir my kyk, nie oor ek 'n snaakse gesig het nie, want dan gaan julle heeldag lag. Maar julle moet vir my lag, omdat julle lief is vir my, omdat julle omgee vir my, en omdat julle vir my ook dieselfde wil beteken, as wat ek vir julle elke keer beteken. Toe nou net vir my gesê, dis 'n gister, né? Sy gaan nou net vir oggenddiens toe kom, toe dink ek, Here, dis nie in my plan nie. Jy dan vir my so gesê, nou werk dit nie uit nie, en ek dink toe, sy sê, of moet ons die tye change? Ek sê, nee, dit gaan net uitwerk. En die Here het gehad het, sy moet nie wees. En weet julle wat so awesome? Toe sy vir my sê, ja, jy kan 'n plan maak om vanaand hier te wees. Toe sê ek, dankie Here, want dit is in my plan. Dit is wat hy beplan. En ek sal vir Piet sê, wanneer hy kamera moet afsit. Kyk Piet, moenie net afsit nie, ek sal vir jou sê. So ek het toe nou, die Here het met my gepraat oor mense gisterand, en ek moes vir Joey ook, inderdaad, Joey is kort kennis gee, sorry Gama, moet vir niemand sê nie. En almal moet ek sê, moet vir niemand sê nie. Ek weet nie of het nou daai ding trigger, as iemand vir my sê, moet vir niemand sê nie, dan wil jy eintlik ons vir iemand sê, ja. So, ek het hulle nou vertrou, in my vertroue geneem, en ek kon niks praat nie, ek kon vir niemand enige iets sê nie. Want as ek nou vir haar gister gesê het, weet jy wat die Here sê, daar is die omgee mense in die kerkie, dan sê my dalk nie eens gehelp nie. Maar Joey is 'n omgee mens, sy sal dit vir my gedoen het. Maak nie saak wat nie. Maar jy dink soms, nee, ons dink soms, jy's 'n omgee mens. Om 'n omgee mens te wees, dit's heeltemal anders. Pastoor, dis nie 'n gelukkige persoon wat net altyd gee en altyd doen wat mense vir hom sê nie. Dit is nie so nie. 'n Omgee mens het 'n hart, en daai hart werk met die ander persoon se hart. En dan weet ons nie, dat hulle connect met mekaar. En dis soos ek sê, ek luister nie na mense se woorde nie, ek luister na hulle hart. Dit wat die Heilige Gees vir my sê. En baie kere dan sien ek daai persoon voor my en hulle is hartseer, dan dink ek, Here, ek weet nie hoekom moet ek voor hierdie persoon staan nie, maar gee vir my iets om daai persoon op te cheer. Ek kan hom nie geld gee nie, ek kan niks doen nie, ek kan hom nie bly maak nie.
kan vir hom woord gee en ek kan vir hom bid. Dis wat ek kan doen. Maar so dink ek toe nou, Here, U is die skepper van die hemel en die aarde. U het alles gemaak. U het die mens gemaak. U het die probleme gemaak op hierdie aarde. Die mense wil net nie hoor nie, want die God laat partykeer dinge toe met jou gebeur. Goed gebeur met 'n rede. En dit wat gebeur, laat hy altyd ten goeie meewerk. En dit is hoekom ek sê, né, om 'n omgee mens te wees, is iets spesiaals. Ek dink jy verdien 5 krone daarvoor. Dis hoekom daar min mense is wat dit sê. Min mense wat daaroor praat. Want die woordjie omgee is soos, dis rooi. Ons kan nie daarna kyk nie. Nou vertel ek vir julle die verhaal van die barmhartige Samaritaan. Julle almal ken die verhaal. Jy weet, daai ou was op pad na Jerigo toe. En die rowers het gekom en hulle het hom geslaan. Die Bybel sê daar was 'n man. So hy het nie 'n naam gehad. Die rowers het hom geslaan en sy klere uitgetrek en alles. Weet julle wat? Hier lê daai man. Gewond, seker maar baie sleg ook geslaan en alles. En 'n priester kom verby. Maar daai priester loop 'n draai. Hy loop wyd want hy wil nie hierdie mense help nie, hoor. Glad nie. En hier kom die leviet. Die leviet kyk so en hy loop aan die ander kant om. En hier kom die man. Hulle sê net hy was 'n Samaritaan. En hy kom en hy buk en hy help daai man. Hy maak sy wonde gesond. Hy help hom verbind. Hy vat hom na 'n herberg toe en hy sê, hoorie, ek gee nou my woorde, ek gee vir jou 2 shillings en as ek terugkom dan sal ek die res betaal. Sorg net vir hom man. Dis omgee. Amen. En dit is wat ek wil hê in ons gemeente moet gebeur. Yes. Mense moet nie altyd dink aan wat hulle uit jou uit kan kry nie, want baie mense het 'n agenda. Alright. Hulle vra jou iets met 'n agenda. Alright. En dan wil jy hulle ook nie eens meer vra nie, want jy weet wat gaan hulle sê. Maar jy weet wat, jy het vir my gedoen sodat ek vir jou doen. Of hoorie so, ek het vir jou daai tyd en daai tyd het ek vir jou dit gedoen. Is nou tyd, dis terugbetaling. Nou, maar jy kyk nie na die persoon so in die gesig. Dis hier 'n manier hoe jy met my praat en jy maak vir my stubborn. Want ek sal vir die Here luister. Net hy sal vir my sê, Halleluja. nou dit, Yes. doen dit, doen dat. En nou wil ek vir julle na 'n ander skrif toe vat. Kom ons kyk, daai favourite skrif van my. Kom ons gaan na 1 Johannes 3 vers 18. En ek gaan nie lank preek nie. Want dan gaan mense naderhand wil slaap. Moeg raak, weet? Ja. Daar is sulke mense ook, nie? 3 vers Johannes 1 vers 1 Johannes 3 vers 18. Is julle daar? Is julle reg? Hier kom dit. My kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met die tong nie, maar met daad en in die waarheid. Amen. Moenie dat mense vertel dat jy jou dade moet sien nie. Jy weet, 'n mens se goedheid, noem dit goedheid, word gesien wanneer jy iets wat gebeur. Iemand help of iemand anders kom en getuig oor wat met hom gebeur het. En jy bly maar stil want onthou dis nie jou getuienis nie, jy kan niks sê nie. En die Here gee vir my daai vers wat sê dit moet nie met die tong gebeur nie. Jy kan met die tong baie doen. Jy kan fisies en jy kan baie dinge doen. Maar dit wat jy doen, jou aksie, is wat saak maak. Absoluut. Nou, ek wil gewaas Wendy. Ek soek vir Wendy ook hierso. Nou wil ek sê, ek het nou die Here gevra. Ek wil graag soos 'n demonstrasie doen. As ek toelaat, kom sy. Nou, ek weet daar's baie mense wat ek ken, en daar's baie mense met wie ek gedoen het op die foon, op die WhatsApp. Ek het al gesê, my bediening is op die WhatsApp, want daar's mense van George af wat vir my kontak, wat sê, bid vir ons besigheid, ons het tuindienste, en dan gebeur daar goed, alles ras is al mense wat 'n gastehuis het, en die Here het my gesê, maar hulle moet verkoop, hulle moet nie dit hou nie, dit is nie hulle plek nie, en 'n jaar en 'n half daarna, toe laat die vrou my weet jy wat,
Ek sit nie meer in Alice Ras nie. Ek is in Kempton Park by my kinders, want daai plek het ons verkoop. 'n jaar en 'n half daarna eers. Maar sy het nie daai tyd die woord gevat nie, want ek meen, hallo, verkoop jou besigheid. Gee. Dit gebeur min hoor, dit gebeur baie min. Maar nou sê ek, dan wil ek hê mense moet my onthou. Nou pastoor het so gepraat van die leesstoel. En oral waar ek kom is 'n leesstoel. Want dink ek nou, ek wil graag hê as ek van mense af wegdraai en ek stap weg, moet hulle nie sê dankie tot daar gaan sy. Net ek hulle hoor. Aan vele hande opleef. Maar ek wil 'n indruk skep van daar gaan sy. En ek is jammer omdat hulle laat gaan. Hierdie Janna net het nou besluit, sy gaan nou gaan. Want toe ek vir haar gesê het, nou die Here vir my gesê, ek moet haar wegbid. Dit was my hartseer, want ek kan haar nie wegbid nie. Shame. Ek kan nie dit doen nie. Maar sy is eventually nou op pad. En sy kon dit vanoggend al gedoen het, maar jy moes vanaand nie gewees het. So, ek soek vir Wendy, en ek soek vir Nanette, en ek soek vir Joey, en ek soek vir Jessica. Nou ek gaan 'n demonstrasie maak. En ek wil vir julle sê, jy het nie nodig om geld te hê om hierdie goede te doen. Hoor wat ek vir julle vertel. As jy handig is en jy het al hierdie dinge wat jy kan doen, nee, dan kan dit met jou gebeur. Deur hierdie 4 vrouens, julle moet nie voorkom staan. Ek wil hê die mense moet julle sien. Waar is daai Jessica Pop? Sy moet hier staan. Okay. Daar kom sy, kom Popla. Hierdie 4 mense, en die Here vir my gewys, het swaar gehad. En ek weet, Joey lag, maar ek weet daar binne is dit baie seer. Nou net, is hartseer. Popla is hartseer, want sy gaan na 'n ander skool toe, sy gaan Springs toe. Hulle gaan 'n nuwe begin maak. Dis nie altyd maklik nie. Wendy, en jy, mense, ek het jou gesien, weet wat, nee, die Here het met my gepraat oor jou toe daar in harte woensdag aand. En jy draf daar uit, met jou kalpootjies, toe sien ek, Here, as dit nou die persoon is vir wie ek nou moet omgee, ek wil dit graag doen. Nou, ek het vir julle elkeen iets sê. Nou wil ek nou net eers kyk wie die naam by die som, want ek het naam hoor. Ek moet net gou hier kyk. Waar is hierdie een se naam? Ag, ons kyk. Nou net. Kyk mooi. Kyk na haar gesig. Dis 'n demonstrasie hierdie wat julle nie moet vergeet nie. En ja. Wendy, ag, wat vir jou nou? Wag ja, dat ek daai ene, dat ek gou hierdie ene sien. Wat sê? Kyk, mamma, daar is jou ene. Popla, en daar is jou ene. Hulle gesigte is priceless. Maar Wendy is deur hel. En dit is nog nie klaar nie. Maar weet jy wat, Wendy? Ek wil vanaand vir jou sê, ek is so verskriklik baie lief vir jou. Ek wens ek kon regtig jou pyn en dit wat jy deurgaan, wegvat. Vir die Here sê ek sal dit vir jou dra. Maar ek wil hê, jy moet altyd bly wie jy is. Daai gesiggie wat lag, maak nie saak hoe jy binnekant in jou hartjie voel nie. Ek wil hê mense moet dit onthou. Dit maak nie saak hoe swaar jy kry en waardeur jy gaan nie. Die lewe het regtig 'n geleentheid gegee om te lag. Om te glimlag en te kan sê, ek gaan okay wees. En jy gaan okay wees, want die Here is daar. En hy is die hele tyd saam met jou. Okay. En ek bid nog elke dag vir jou. Ek weet, daar's 'n rede vir alles. En hier is Sissa. Ek kyk haar, die begrafnisbesigheid, ek het laat ingeskakel, maar ek soek nie vir Joey, waar is Joey? En ek sien nie vir Joey nie, want dis hoekom ek soek vir Joey. En ek sien, daar kom Joey op die verhoog gestap, maar dan het ek sê, daar is Joey. Joey, ek weet, jou hart is baie seer, want ek het dit gevoel. Ek het regtig, ek voel haar seer. En ek wil dit wegvat en ek kan niks verander vir jou nie. Want goed gebeur.
daar's dinge in my lewe wat gebeur. En dit maak jou geestelik groei op. Al lyk dit nie vir jou so nie. Dan gaan 'n tyd kom wat jy dit besef. Sê, wow, Here, dat U iemand anders as 'n dood moet gebruik om my as 'n instrument te kan sien. En ek weet jou hartjie gaan baie seer wees, maar ek hoop nie, daai enetjie nie, is ek as jy vir my sê, nou Antie, ek wil nou nie lag, ek wil my hart te sien. Dis al. Mag ek met jou voorspoedig gaan, want ek is daar. En die Here dra jou weer alles, jou familie op, en dat Peter op. En kom nog, ek gaan los die mamma vir laaste. Jy weet wat, nee? Jy is die stildochtertjie wat net altyd hier is. En dan het jy raak gesien, hoor. Ek weet hoe baie lief is ek vir jou. En weet jy, ek wil huil as ek weet jy gaan weg en ek gaan nie weer gesiggie sien nie. Maar jy gaan nie vir ewig weg nie, want mamma het gesê jy gaan weer kom kuier, nee? En ek wens dat dan waar jy gaan, jy altyd jou liggie sal laat skyn. Tussen jou maatjies, en as hulle vir jou sê, waar was jy, wat 'n kerk was jy? Vertel vir hulle van Jesus, vertel vir hulle waar vandaan jy gekom het. Dat hulle kan sien, wauw, maar weet wat, nee, ek wil haar my maatjie maak, en weet wat, jy gaan die beste maatjies kry. Ok, maatjies wat die Jesus vir jou gaan stuur, nie die wêreld nie. Ok, en ek hoop en ek bid vir jou, dat jy sommer vinnig sal aanpas, en baie maats gemaak, en dat jy baie gaan leer, en baie slim gaan word. Ok, nou die Nanette. Ek het hierdie vrou nee, uitgekyk van dag 1 af. Check kan net so. Dis 'n kwaai vrou hierdie. Ek wil nie haar vriendin wees nie, want sy gaan vir my reg sien, hoor. En eendag het 'n wit hemp aangehad en jy het jou getuienis gegee. Ek weet nie hoe lank was dit terug nie. En ek sê daar, ek sê, Here, maak haar vriendin van my. Ek wil regtig in haar lewe wees. Ek wil daai persoon wees wat jou liggie laat skyn. Jy weet, daar waar jy soms so, en ek sê, lief mens, dan moet sy weet, ek praat te hoor, en ek praat alleen. Weet wat, ek wil vir jou dankie sê, nee. Weet jy hoe awesome is wat? En die Here gebruik jou vanaand om ander mense te wys, dat 'n mens kan omgee sonder om geld te gee. Jy kan omgee sonder om dinge te doen en om dinge te gee. Maar nou vat julle, kyk, hierdie geskenkies is nou glad nie groot nie. Maar dit is nie die gedagte nie. Dit is daardie gedagte agter dit wat die verskil gaan maak. En wanneer sy haar boekmerkie gaan gebruik, gaan jy aan my dink, ek weet dit sonder. En ek sê vir jou baie dankie vir jou vriendskap. Regtig, ek gaan nie huil nie, ek gaan nie. Ek is trots op myself, want ek gaan nie. Maar ek wil hê, daar waar jy stap, ek het al vir jou gesê, jou lig gaan skyn. En ek bid blessings, oorvloedige blessings, oor jou huisgesin, gesondheid oor jou man, dat hy saam met jou die Here gaan doen. En dat hy saam met jou 'n kerk gaan vind, dat hy vir jou gaan sê, my liefie, ek weet wat sê hy vir jou nie, maar my liefie, kom ons gaan na daai kerk, ons gaan kyk wat gaan daar aan, né? En dit gaan gebeur. Hoor wat ek vir jou sê, ek bid dit af op jou. Dankie vir jou vriendskap. Was dit moeilik? Glad nie. Die woorde kom vanself, want jy is lief vir daai persoon. En ons moet liefde gee. God gee vir ons liefde om dit te kan uitdeel. God is liefde. En as jy nie liefde kan gee nie, dan het jy nie God se liefde in jou nie. Dan moet jy gaan introspeksie begin doen. En jy moet begin wonder, want die Here sê daar's 5. So ek wil hê, elke ene moet vanaand huis toe gaan. Sommige nou begin dit al, dit moet begin maal. Here, wys vir my. Is dit ek? Kom ek tekort? Is daar iets wat ek kan doen? Is daar iets wat ek vir iemand kan beteken? Hier by die kerk, waar jy beweeg, die Here gaan vir jou persone stuur wat jou nodig het. Nie om geld en wat ook al nie, om wie jy is en vir wie jy dien en wie in jou is. Amen. En dit is die gedagte wat ek by elke een wil los. En ek wil sê dankie vir die boekmerkies. Ek wil vir julle sê
sê nou, om daardie spesiale persoon te hê, is awesome. En dis nie te sê, almal is nou nie my maatjies nie, jy weet, ek het baie maatjies. Maar elkeen is spesiaal op 'n ander manier. En hoekom ek hulle bederf het, is net omdat die Here my gewys het. Hulle het opgekom en ek het gedink, dan stem ek saam met hulle. Want dit is presies hoe ek voel, ek is lief vir hulle. En ek wil nie hulle moet hartseer wees nie. Ek wil net hê dit moet goed gaan met hulle. En so wil God hê, dit moet met elkeen van sy kinders goed gaan. Maar hoe meer jy omgee, hoe meer gaan jy kry om oor te gee. En hoe meer liefde jy gee, hoe meer gaan jy ontvang. En die Here beloon daardie persoon self. En dit is wat ons moet onthou. En dis die gedagte wat hier moet weggaan. Moenie omgee dat ander mense jou moet sien nie, want jy is nie daar om geraak gesien te word nie. Wees daardie stil omgee persoon, wat in jou hart Jesus dien, en wat sy liefde wil uitdra na die mense toe rondom hom. Is daar enige persoon wat dalk dink, maybe ek het 'n gebed nodig, ek voel ek het glad nie daai omgee nie, ek wil nie drukkies uitdeel nie, ek wil nie daai ding doen nie. Dan wil ek hê, ons moet saam met jou bid. Kom jy vorentoe. Want om 'n omgee hart te hê, is God se hart. Ja. Ja. En dan kry jy mense, as hulle vir jou sê, dis hoekom ek sê, jy moet altyd die Heilige Gees se gedagte hou. Want mense wil soms net goed gedoen nie. Maar dan saai jy eintlik op verkeerde grond. Ja? So wat jy moet doen, jy moet sê, Here, ek sal seën as U my wys. Ek sal dit doen, ek sal omgee as U my wys. En dan kan niemand verkeerd gaan nie. En dan wil ek sien, FJHL is mos 5 geloof, hoop en liefde. Nou ja, liefde is omgee. Kom ons raak 'n omgee gemeente. Ons het nie nodig om te wag vir pastoor om mense om te gee voor nie. Pastoor, kan ek vir daai mense iets doen of vra of kom na ons toe en sê, hoorie, is daar iets wat ek vir julle kan doen? Maar die ding is net, maak kontak met mense. Nie omdat jy hulle wil misbruik nie. Want mense sien gou-gou sulke goede raak. Dan vertrap hulle jou. En jy gaan uit op die einde van die dag nutteloos en jy voel sleg, want kom gebeur dit met jou. En dis hoekom jy niks sonder die Heilige Gees moet doen. Absoluut moet ons op hom vertrou. En as daar niemand is wat gebed nodig het nie, enige een, ons is gereed om jou te bedien. Enige iemand wat iets wil sê, pastoor? Enige iemand? Dan kan jy afsit.